Vriende, ons het nou die afgelope 3 videoetjies het ons nog gepraat. Het ons nou stil gestaan by een enkele Psalm 89. 'n Psalm wat nie eintlik baie goed bekend is nie, maar 'n Psalm wat geweldig baie te sê het. En wat 'n ontsettende aanklag bring teenoor die kerk, oor die algemeen, wat lig raak, sommer lig langs bo oor hierdie goed lees en nie kyk wat hier staan nie. Jode haat teenoor die volk Israel, wat bepaal wat ek van die Bybel mag glo en wat nie. En ek smyt alles uit wat iets met Israel te doen het. Wat 'n toestand. Wat 'n toestand. Kom ons gaan dan nou aan en ons gaan lees 'n volgende psalmpie wat ons net so vinnig na wil kyk, Psalm 96. Vriende, ek wil nou net hier vir julle lees, Psalm 96. Hier staan by vers 9, buig voor die Here by sy heilige verskyning, betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Hoe gaan jou dominee oor hierdie vers spreek? Psalm 96 vers 9, as hier staan, buig voor die Here by sy heilige verskyning, betoon eerbied aan hom, almal op aarde. Ja goed, dit klink oukei. Ek wil ook eerbied aan die Here betoon by sy verskyning. Wat 'n verskyning? Miskien toe hy aarde toe gekom het die eerste keer, of by sy wederkoms, of waar hy ook al in my lewe aan my verskyn op een of ander snaakse manier, ek weet nie. Aanvaar, ons wil sy opdrag aanvaar, ons wil ook buig voor hom. Ag vriende, ek het 'n beter idee. Kom ons gaan lees maar liewers die Psalm en ons kom agter waaroor hier gepraat word. Dan wonder ons nie. Dan kyk ons nie sommer net bolangs na 'n versie en sê, jy moet ook die Here aanbid en dis nou my preek vir jou vandag. Asseblief man, dis nie waarvan hier geskrywe word nie. O, mense, daar is so bitter min kennis en insig in God se woord vandag, dat dit is skokkend. Ek sê vir jou, dit is skokkend, dit is skriwend. Jy gaan 'n baie beter verhouding met jou Here hê. Jy gaan baie meer oorgegewe wees, baie meer opgewonde wees, baie meer dankbaar wees, baie meer toegewyd wees. As jy die vrede en die sekerheid het, man, ek het respek vir die Bybel. Ek ken my Here, ek het hom geleer uit die Bybel uit. Ek het nie vir hom gaan sê hoe die Bybel gelees moet word nie. Ek het by hom gaan hoor hoe sy woord werk. En hier staan in hierdie Psalm geskrywe, dan net in die volgende vers 10 tot 13. Onthou daai verse, Psalm 96, vers 10 tot 13. Miskien ken jy dit al, dit is mooi verse daai, maar jy moet weet waarvan daar gepraat word. Hier staan, verkondig onder die nasies, die Here regeer. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. Die Here sal die volke regverdig oordeel. Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig. Die see en alles wat daarin bruis, die veld en alles moet jubel. Al die bome in die bos moet hulle verheug oor die Here, want hy kom om oor die aarde te heers. Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid, oor die volke met billikheid. Maar nou vra ek vir jou, as jy nou met jou dominee praat oor die koninkryk, wat leer hy vir jou oor die koninkryk? Leer hy vir jou hierdie goed, wat in Psalm 96 vers 10 tot 13 staan, dis God se koninkryk. Hy gaan regeer oor die hele aarde. Hier gaan net een stem wees op die aarde, dit is lof en heerlikheid aan God. Is dit wat op die wêreld aan die gang is op die oomblik? Bring die konings van die aarde lof en heerlikheid aan God. Wat sê jou dominee daarvan? Nee, ek weet wat hy daarvan sê. Hy gebruik nou nie die woorde wat ek nou gaan gebruik nie, maar dis wat hy daarvan dink. Hy dink is nonsens. Dit kan nie wees nie. Wat 'n toestand. En dan noem ons onsself Christene. Weet jy wat? Jou Here het net een manier om met jou te praat. En dis nie op daai ander maniere wat mense baie keer probeer nie. Dit is deur die Bybel. En as jy nie die Bybel lees soos God hom gegee het, met die bedoeling en met die betekenis daar agter nie,
wat is hy dan vir jou werd? Nee, 80% van die kerk verdraai hierdie hele betekenis van die idee van koninkryk. Hulle glo niks wat hier in hierdie verse staan oor wat in die koninkryk gaan gebeur nie. Hier gaan geweldige dinge wees, en ek sê vir jou, ek het nie nodig om een dingetjie, gaan lees homself weer, Psalm 96 vers 10 tot 13, ek het nie nodig om niks vir jou te verduidelik uit nie. Begin net, maak daai verskywing in jou brein, en daai oorgang, en begin glo wat in die Bybel staan. Hierdie gaan gebeur, ek sê vir jou, dit gaan gebeur. En as jy dit nie glo nie, het jy 'n probleem, want jy het 'n groot probleem, want jy gaan meer en meer goed wat in die Bybel staan ook nie glo nie. En daar's 'n rede hoekom hulle dit nie glo nie, natuurlik, want hierdie gaan oor koninkryk vir Israel. Dit gaan oor die beloftes van Israel wat gestand gedoen gaan word. God gaan van hulle terugbring na hulle land toe, en dit uit Jerusalem wat hy gaan regeer oor die hele aarde. En dan gaan hier 'n massiewe, ontsettende lof en eer en danklied aan God gesing word oor die hele aarde. En dan kan ons dit mos nou al sing, want ons glo dit gaan gebeur. Is jy nie ook 'n gelowige nie? Ek glo die Bybel. Ek weet die Here kan dit doen, maar ek weet nie net hy kan dit doen nie, ek weet hy gaan dit doen. En daarom is dit vir my so goed of hy het dit al gedoen. En daarom is ek hierdie geblaf van die Satan en van die slegte dinge op hierdie wêreld sien, wat ook al gebeur, en die plaasmoorde en maak nie saak wat alles nie. Dan onthou ek hierdie en ek loof God, want dit is wat hy kom doen. En ek bid, Here, laat hierdie dag asseblief kom. Ons wag daarvoor. En dan moet jy sommer saam bid en sê, ag, ekskuus Here, dat die sulke dominees in hierdie land is wat dit nie glo nie. Dis verskriklik. Dis verskriklik. Dis erger as wat jy gedink het. Nou vriende, as jy die Bybel reg lees, dan verstaan jy die begrip koninkryk. En dan verstaan jy die krag van God baie beter. Want jy sien, hierdie is eintlik half en half godslasterlik wat vandag van hierdie versies in die Bybel geglo word. Dat ons leef nou in die koninkryk. God kan nie vir Mugabe beheer nie. Hy kan nie vir Zuma en vir Obama beheer nie. Hy kan nie een van daai goed doen nie. Maar dis nou maar hoe die koninkryk nou werk hier op aarde. Dis nou jou God wat jy aan glo, en die Christene het nou al gewoond geraak aan. Dis nou maar God daai. Kom ons kyk die volgende een. Vriende, hier staan in Psalm 98. Presies ook so, hierdie word genoem die troonsbestygingspsalms, hier van 96 af. Dit is die Messias wat die troon gaan bestyg hier op aarde. Ek sê vir jou, dis waar. Lees dit net soos dit daar staan. Kyk wat staan hierso geskryf by Psalm 98 vers 1 en 2. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Hulle sing baie keer aan jou kerk hierdie woorde. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Maar let hom heeltemal uit sy konteks en uit sy Bybelse betekenis uitgehaal. Hulle het glad nie eers probeer om vir jou te leer wat dit beteken in die Bybelse taal, wat dit beteken om 'n nuwe lied tot die Here te sing nie. Want dit gaan oor hierdie goed wat hy gaan doen, wat jou dominee nie glo dat hy dit gaan doen nie. Hoekom moet ons 'n nuwe lied tot eer van die Here sing? Hier staan, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen. Deur sy krag en goddelike mag het hy oorwin. Die Here het sy oorwinning bekend gemaak aan die nasies. Sy reddingsdade geopenbaar aan die huis van Israel. Hy het sy liefde en sy trou herbevestig. Die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het. Die hele wêreld het gesien.
Hy skryf van die verlede tyd hier, asof dit het klaar gebeur. Dit is so seker, dit gaan gebeur. Die hele wêreld gaan dit sien. Vriende, ja, ek weet, hier is sekere elemente in hierdie versies wat ek nou gelees het, wat eintlik al klaar gebeur het. Weet jy, hier staan die evangelie gaan aan die hele wêreld verkondig word. Dis waar. Paulus het uitgegaan met die genade boodskap en het aan die hele wêreld verkondig. Maar dis nie heeltemal vervul nie. Dit is nie heeltemal vervul nie. Want soos wat dit hier staan in hierdie verse, gaan lees dit mooi, gaan dit die effek hê, laat dit gaan die geheel en al, die wêreld gaan dit hoor en dit verstaan en dit aanvaar en dit erken. Hulle gaan die God van die hemel erken. Dit het nog nie gebeur nie. Die verkondiging van die evangelie, ek dink Paulus sou hierdie vers ook aangehaal het, toe hy die evangelie aan al die nasies verkondig het. Sê die Bybel sê dit, hy moes uitgaan en die evangelie aan al die nasies verkondig. Dis 'n nuwe dispensasie. Maar dis net klein deeltjie daarvan vervul. Die verkondiging het plaasgevind, maar die aanvaarding en die aanbidding van God het glad nog nie gebeur nie. En jou dominee glo nie dat dit ooit gaan gebeur nie. Wat help dit dan dat jy 'n Bybel het en dat jy dit lees, as jy nie kan glo wat hier staan nie? Dis nutteloos, man. Let mooi op, vriende. Ons het daai eerste versie 'n pragtige onderskeid gesien. Hier word van die nasies en Israel gepraat. Die twee van mekaar onderskei. So, ja, hier's 'n belofte aan Israel wat nog gestand gedoen gaan word in die toekoms. Maar hier word ook gepraat van die nasies. Die verlossingsmag en die verlossingsboodskap van God gaan aan al die nasies verkondig word. So, dit was toe nou nie waar wat die NG Kerk gesê het, dat die kerk het Israel geword nie. Dis nie. Dit is 'n belaglike verklaring, 'n absolute jammerte, dat so iets in 'n gebou wat 'n kerk genoem word, gepreek moet word. Want dis nie wat hier staan nie. Israel en die nasies word nog steeds van mekaar onderskei, en ek is nie Israel nie, ek is deel van die nasies, maar ek is deel van die kerk van Jesus Christus vandag. En dit is hierdie wonderlike psalm. Vriende, ons gaan nog uitkom by hierdie goed. Ons gaan nog vir julle alles wat ons hier gesê het saamvat, en ons gaan punt vir punt vir jou sê. As jy die Bybel glo, hier is die eerste gevolg daarvan. Dit is die implikasies, dit en dit en dit. En dan gaan die Bybel vir jou begin sin maak. Maar vat net hierdie boodskap vandag en kry net vir jou absoluut sekerheid of jy hierdie Psalm 96 en 98 glo en lees soos dit daar staan. Dan het jy 'n geweldige groot wins alreeds bereik en ver gevorder op die pad. Kyk wat staan hier verder in daai Psalm. By vers 4 en 5 staan daar: Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Wees vrolik, juig en sing. Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier, speel op die lier en sing. Blaas die trompet en die ramshoring, juig tot eer van die Here, die koning. En hier staan niks van 'n kerkorgel nie, en daar is kerke waar jy net 'n kerkorgel mag speel en nie een van hierdie ander goed mag speel nie. Maar weet jy, vriende, dit gaan in elk geval nou nie daaroor nie, maar weet jy, ek dink, maak nou nie saak wat of julle gitare het en wat so goed julle het daar in julle kerk as julle die sing tot eer van die Here nie, maar dit gaan nie die verskil maak. Die verskil maak nie of jy 'n gitaar en of jy 'n fluit en of jy 'n orgel of 'n gitaar of wat ook al gebruik het nie. Die vraag is, hierdie lied wat jy sing, waarom sing jy dit? Weet jy waarom jy dit sing? Weet jy waar kom hy lied vandaan uit die Bybel? Weet jy wat dit beteken daar in die Bybel? Kan jy hierdie
absolute grootste lof van God besing. As jy die Bybel verstaan, soos 80% van die mense, om 'n lekker boodskapie te kry vir my, maandag moet ek teruggaan na my besigheid toe, en ek moet genoeg customers kry, en dit moet goed gaan in my huis. Dis vir jou, waaroor die geloof gaan. En dan wil jy God se lof besing. Ag, asseblief man, asseblief, jy kan nie eers begin om dit te doen nie. Lees hierdie goed, en kom agter waaroor hierdie verse gaan, en dan kan jy begin om God se lof te besing. Nee, ons sal eers op hierdie manier, presies soos wat hierdie vers 4 tot 6 dit beskryf, God se lof ten volle besing. As ons verstaan waaroor die absolute wêreldwye heerskappy van God se koninkryk gaan, en wat nou een van die dae op hierdie aarde gaan 'n werklikheid word, en waarin jou dominee glad nie glo nie. Dis 'n probleem. Ons gesels volgende keer verder.